Ja, ek wil maar net weer vir almal welkom sê, ekskuus dat ek nou moet herhaal. Maar ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons wyse Vader, almagtige God, skepper van die hemel en die aarde, eienaar van alles, beplanner en bestuurder van ons hele lewe. Ons aanbid U en ons verheerlik U en ons dank U dat U in ons lewe teenwoordig is deur die werking van die Heilige Gees, dat ons vanaand ook die voorreg het om as gelowiges saam te luister na U woord. Dat U deur die eeue U woord vir ons laat bewaar bly het en dat U U woord vir ons gegee het. Lei ons om U woord te verstaan. Lei ook die verklaring van U woord in hierdie aand. Vergewe ons swakheid, vergewe ons sonde, gee dat ons werklik daagliks die pad van berou en bekering sal loop. En dat dit nie net vir ons woorde sal wees wat ons gebruik nie, maar dat ons opreg sal probeer om elke dag U meer te behaag. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus. Amen. Nou, een van die dinge wat ek 'n gevoel kry, 'n bietjie verlore gegaan het die laaste tyd, mens doen, jy gaan so in op 1 of 2 verse, dat 'n mens verloor so 'n bietjie die draad, en jy verloor die beeld en geheel van 'n hoofstuk, en daarom wil ek vanaand Galasiërs 3 in sy geheel lees, en ek lees dit uit die 83 vertaling, vir die eenvoudige rede, dat ek dink as jy net moet luister na die Afrikaans, gaan dit waarskynlik die vertaling wees wat jou die meeste gaan help, om net 'n oorsig te kry van die hoofstuk, sonder dat jy baie hard moet dink. Nou kom ons probeer. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand benevel? Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as het ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin. Wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaar kry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou, of omdat julle die evangelie glo? So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek. Julle sien dus, dat die wat glo, kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet, dat God ook mense, wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. En daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik. Want hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie
om die geloof nie, maar om die daad. Want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Broers, ek maak nou 'n voorbeeld uit die gewone lewe. Ekskuus tog, broers, ek neem nou 'n voorbeeld uit die gewone lewe. As 'n testament wat maar net mensewerk is, eers geldig is, kan niemand dit ongeldig maak of iets daaraan toevoeg nie. God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie aan nakomelinge meer as een nie, maar aan sy nakomeling, net een. En hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê, God het 'n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet wat eers 430 jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. As 'n mens dit wat beloof is, kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie, en God het sy genade aan Abraham juis deur 'n belofte toegesê. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde. En dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het sou kom. Engele het deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee. Ekskuus tog, engele het die wet deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee. Maar as daar net een is wat handel, is 'n tussenganger nie nodig nie, en God is net een. Kom ons lees net tot daar. Ons hoop om hierdie gedeelte vanaf vers 19 en 20 dan vanaand te doen, maar nou wil ek julle wys, ek dink tog, dit is hartseer dat die 83 vertaling die woord saad vervang het met nakomeling, en daar staan nie nakomelinge nie. Die woord saad laat 'n mens besef, en dit is so, dit verwys na die nageslag van Abraham in die sin van na Christus. En dit herinner 'n mens ook aan Genesis 3. So ek dink dat daar is die 1953 vertaling natuurlik by verre weg vir my beter. En ek wil tog kyk dat ons hierdie verse ook daar lees, vers 19 en 20. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortreding, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar, en die middelaar is nie net een nie, maar God is een. Nou, ek wil ook met julle dan nou die gedeelte deel wat ons behandel. Daar is hy. Ek het ook aangedui toe ek die skakel uitgestuur het, dat ons sal begin by op bladsy 111, dis dan soos genommer in hierdie teks. Nou goed, wat beteken die wet dan? Dit is dus 'n vraag wat nou voortvloei uit die voorafgaande gedeelte, en ek herinner julle daaraan, dat Paulus skryf hier om by die Galasiërs dit duidelik te maak dat
Die wet het 'n bepaalde plek in die lewe van die gelowige, maar die plek van die wet is nie dit wat die dwaalleraars die plek van die wet gegee het nie, wat na Paulus gekom het nie. En dit was die Judaïste. So nou vra hy maar, dit klink nou uit sy voorafgaande redenasie in Galasiërs 3, asof die wet dan nou nie enige waarde of betekenis het nie, en inderdaad as mense Galasiërs oppervlakkig lees, kom hulle tot die konklusie, en jy hoor dit ook in hoe mense praat, en dikwels dan ook wat gesê word in oordenkings oor die Bybel, dat ons is klaar met die wet is verby. Die wet behoort tot die Ou Testament, en daarom het die wet nie 'n plek in die erediens nie, en die wet het nie 'n plek in die lewe van die gelowige nie. Maar dis nie wat Paulus sê nie, want hier spandeer hy nou tyd en aandag aan die vraag, nou wat is die plek van die wet? Wat is die doel van die wet? Wat was God se plan met die wet? En hy gee 'n baie belangrike antwoord in hierdie 2 verse, waarvan ons as gelowiges vandag deeglik moet kennis neem, en ons moet vir onsself ook dan sê, maar het hierdie wet die doel in my lewe? Gebruik ek ook die wet van die Here op hierdie wyse in my lewe? Nou, soos wat Paulus dit in die voorafgaande verse gesê het, sou dit vir die valse leraars en die ander Jode wat nie die wet wil op die regte manier gebruik nie, dan ook geklink het asof Paulus Abraham en Christus so teen mekaar sit, dat daar nie meer ruimte is vir Moses nie. Nou, 'n mens moet altyd, as jy werk met die Bybel, in gedagte hou, daar is 'n Ou Testament. As jy in die Nuwe Testament werk, moet jy in gedagte hou, daar is 'n Ou Testament. As jy met die Ou Testament werk, moet jy in gedagte hou, daar is 'n Nuwe Testament. En 'n mens moet altyd die balans hou tussen die twee. En jy moet vir jouself ook kan dit verantwoord, hoe jy werk met die Ou en die Nuwe Testament. Nou, Paulus gooi niks weg van enige van die testamente nie. Beide is vir hom steeds van groot waarde en betekenis. En hy bedoel beslis nie om te sê dat hy beweeg so vinnig van Abraham na Christus toe in die Nuwe Testament, dat hy as het ware sê wel, Moses met die wet tel nie meer nie, want dan sou dit beteken, basies Paulus sê dit wat baie predikers vandag sê in die charismatiese beweging. Dis nie wat hy sê nie. Inteendeel, die wet is deur God bygevoeg. Onthou nou, waar kom die wet vandaan? Die wet is nie deur die mens uitgedink nie, dis nie deur die kerk uitgedink nie. Die wet is deur God gegee tussen Abraham en Christus. So, wat is die doel van die wet? Hoekom het God hierdie wet gegee? En God het geweet, dis nog baie lank voordat Christus gaan kom. Intussentyd moet die mens besef wie die mens is, en die mens moet ook nie toegelaat word om te verwilder in sy sonde. Hy moet definitief weet en verstaan wat is die wil van God. En dit is wat die wet is. So, Paulus wil doeteenvoudig begin deur te sê die wet is bygevoeg omdat daar oortreding is, omdat die mens 'n sondaar is. En in die wet kom God en hy maak sy heilige standaard bekend. Dis 'n genade dat God vir ons kom sê wat is reg en wat is verkeerd, en dat hy dit nie oorlaat aan die sondige mens om te besluit wat is reg en verkeerd nie, want dink jou vir 'n oomblik dit in. As ons as mense moet besluit wat is reg en verkeerd, ons sukkel dan die meeste van die tyd om met mekaar saam te stem oor sake. En dis 'n genade dat God vir ons kom en hy sê vir ons, hier is die standaard. Hier volgens moet julle lewe, hier volgens moet julle optree, hier volgens moet julle julle lewe inrig. So hy kom en hy sê baie definitief vir ons hoe hy wil hê ons as mense moet lewe.
dit is nie 'n onduidelikheid nie, dit word ook nie aan ons eie besluit oorgelaat nie, en jy weet, jy kry die indruk dat vandag met die gees van relativisme, moet alles is maar reg, en jy kan maar self besluit en niemand is meer verkeerd nie, maar daai gees van relativisme hou nie van die wet nie, want die oomblik as daar 'n wet is, dan beteken dit, daar is 'n standaard, daar is 'n reg en daar is 'n verkeerd. Nou, dis presies wat Paulus hier vir ons sê, die standaard is daar, ons moet die standaard ken. Dis een van die eerste dinge wat kinders eintlik behoort te leer, is hulle behoort die wet van die Here te leer. En ek hoop julle ken die wet van die Here, ek glo julle doen, julle ken hom uit julle hart uit, julle kan hom vir julle self opsê, julle kan julle eie optrede daagliks meet en kontroleer aan die hand van die wet, julle weet watter gebod is watter gebod, en as dit nie so is nie, wil ek jou regtig aanmoedig, gaan leer die wet van die Here. En dit help nie, dit is net die bo in jou kop nie, maar kry dit in jou hart, en gebruik dit daagliks in jou lewe. Deur die wet gee God dus vir ons sy wil, en ons kan weet wanneer ons oortree het. En as ek weet wanneer ek oortree het, het dit 'n impak op my verhouding met God. Ek kan dan na God toe gaan en ek kan met hom praat oor die oortreding. Ek kan vir hom sê waar ek oortree het, nie dat ek nodig het om in te lig en hy het nie geweet waar ek oortree het nie, maar dis deel van die pad wat ek elke dag met God loop, om vir hom te sê, Here, ek het oortree en ek beplan om dit op hierdie wyse reg te stel en ek wil nie hê dat dit my verhouding met u moet negatief beïnvloed nie. Maar as die wet van die Here vir jou nie eens in jou gedagtes is nie en jy ken hom nie, dink net wat 'n ingrypende impak het dit op jou lewe, nie? David Cusack, en ek het al vir julle gesê, hy's 'n baie bekende Amerikaanse prediker, verklaarder van die Bybel. Ek dink sy webtuiste, as ek reg onthou, is Enduring Word. Merk op dat God sy wet gegee het, sodat die mens homself nie vernietig voordat die Messias kom nie. Ek dink is nogal treffende en 'n mooi opmerking, en dit onderstreep die gedagte dat die wet van die Here is deel van sy genade. En dis opvallend hoe 'n invloed ook die wet van die Here het op hoe die reg onder mense oor die wêreld verstaan word. Dat 'n mens pleeg nie moord nie. Dit is nie goed om egbreek te pleeg nie. Selfs in samelewings wat nie vandag Christelike samelewings is nie, sal jy nog vind dat hierdie basiese beginsels wat jy kan terugvat na die 10 gebooie toe, is steeds geldig daar. Ons praat daarvan ook as die morele wet. So van hierdie morele beginsels geld steeds vandag oor die wêreld heen. Let 'n bietjie op hoe fyn Paulus dit stel. Dit is bygevoeg weens die oortreding. Die mens was al voor die gee van die wet, met ander woorde 'n oortreder. Die wet het nie die mens die oortreder gemaak nie. Die mens was van die tyd van Adam af 'n sondaar gewees. Die wet het honderde jare later eers gekom. Die probleem is dus nie met die wet nie. Die probleem is met die mens. Die mens wat die sondaar is. Die mens was eers sondaar en die wet kom honderde jare later. So dit wys vir jou dat die wet het 'n baie spesifieke funksie in God se beplanning. Dis deel van sy genadige beskikking vir die sondaar, om die sondaar te keer, om die sondaar in te perk, om die sondaar by die punt te bring dat die sondaar besef hy's 'n sondaar, sodat God nie die sondaar
verwoes nie en vernietig nie, as gevolg van die sonde nie. Die mens het dus geweet dat hy 'n sondaar is, maar hy het nog nie verstaan en geweet hoe groot sy skuld is nie. As God vir jou die wet gee, as jy nou vat Adam en Eva weet, baie duidelik, hulle het oortree en hulle het God ongelukkig gemaak, maar hulle verstaan nog nie presies hoe erg dit is wat hulle gedoen het nie. En hulle verstaan ook nog nie presies hoe hulle nageslag daaronder gaan lei nie. As God sy wet kom gee, jy weet, en jy lees die wet, dit is soos wanneer jy 'n wet oortree en jy het nie geweet, dis 'n wet, dat jy 'n sekere ding nie mag doen nie. Maar as jy die wet kry en jy lees hom, en jy dink aan wat jy gedoen het, dan besef jy, ek het geweldig hier oortree, ek het 'n groot fout gemaak. En dit is wat God uiteindelik ook met die wet doen. Dit is juist wat God deur middel van die wet aan die mens wil openbaar, nie net dat ons oortree het nie, maar ook die omvang daarvan, hoe ver, hoe groot daardie oortreding is, hoe enorm die skuld is wat ons voor God het. En dat God regverdig is. Ons het nou baie in die preke die afgelope weke gehoor van God se regverdigheid. Hoe regverdig dit is dat God ons sou veroordeel vir ons oortreding. Ons lees nou baie uit die boek Romeine uit met die prediking, as die Here wil, eerskomende Sondag, lees ons weer uit die boek Romeine uit. Romeine is mos die groot hofsaak, waar God as die regter die mens het wat voor hom staan as die oortreder. Nou, die wet van God wys vir ons hoe groot daardie skuld is. En deur hierdie besef maak die Heilige Gees iets in ons los. As jy die wet van die Here lees, en jy hoor dit byvoorbeeld op 'n Sondagoggend in die kerk, dan in die Heilige Gees werk deur die wet in jou, dan ontstaan daar 'n diep verlange en 'n behoefte in jou om vergifnis by God te kry, om die soete woorde te hoor dat God jou die verkeerde dinge wat jy gedoen het nie gaan toereken nie. As die wet van God vir jou onbelangrik is, en jy dink dit is irrelevant, hoe weet jy, wat so sonde besef het jy werklik, en hoeveel erns gaan jy maak met jou sonde besef? Hoe gaan jy enigsins in jou lewe verander en verbeter, omdat jy dankbaar is, as jy nie die wet van die Here wil lees, of wil erken, of wil hoor nie. Ek het baie gehou van hierdie aanhaling ook van John Stott en John MacArthur. Nou John MacArthur, dink ek sal baie van julle ken. Hy's ongelukkig so 'n paar jaar gelede ook oorlede. Hy's 'n baie behoudende verklaarder van die Bybel. Dit was 'n stelling van Andrew Jukes wat hulle aanhaal, en dit gaan so: Satan would have us to prove ourselves holy by the law, which God gave to prove us sinners. Nou hierdie sin van Andrew Jukes illustreer presies die stryd wat die apostel Paulus het. Die dwaalleraars wil die wet gebruik om te bewys dat hulle kan regverdig wees, en hulle kan hulle self regverdig, met ander woorde, hulle kan gered word deur die wet. Dis die werk van die duiwel. Terwyl God die wet bedoel het om ons te oortuig daarvan dat ons sondaars is wat na hom toe moet vlug vir die verlossing. So, dis tipies van die werkswyse van die duiwel. Dit wat God vir ons gee ten goeie, dit gaan verdraai hy. Dit draai hy om, en dit kan julle in die algemeen weet van die duiwel, is dat hy werk natuurlik nog die hele tyd, maar hy vat dit wat goed is, en hy verdraai dit.
Die wet se doel was om die mens te laat besef dat ons sondaars is, hoe groot ons skuld voor God is, en wettisisme is die dwaling wat by ons die idee skep, dat ons met die wet onsself voor God aanvaarbaar kan maak. En met ander woorde, die moontlikheid van selfredding. Nou net iets hieroor en net sommer so in die algemeen oor die openings of die oordenkings oor die radio en in die media in die algemeen. Ek dink 'n baie groot persentasie van hierdie oordenkings kom eintlik neer op moralisme. Moralisme is jy kan 'n goeie mens wees. Jy moet op hierdie manier leef, dan is jy 'n goeie mens. En hierdie moralisme is eintlik maar 'n vorm van wettisisme. Dit verkondig aan jou, jy kan 'n verskil maak. Jy red jouself. Of jy maak minstens 'n bydrae. Jou dade, jou optrede is iets werd in terme van verlossing. So luister 'n bietjie mooi na die oordenkings. Een van die algemeenste dinge wat gesê word, is dat jou geloof word uiteindelik 'n menslike prestasie. Jou besluit om te glo is wat jou red. Jou besluit om te glo in Jesus Christus. Hulle sê dit nie altyd so duidelik op daardie manier nie, maar dis waarop dit neerkom. Dit is nie my besluit om te glo in Jesus wat my red nie. Die Bybel sê dit nêrens nie. Dit is Jesus Christus wat my red. Hy is die middelaar. Dis nie ek wat myself red met my besluit om te glo nie. Dis nie die evangelie nie. Dit is wettisisme. Dit is moralisme. My goeie lewe, my prestasie. Ek is my eie redder. Dis wat eintlik verkondig. En mense hou daarvan om dit te hoor. So as jy werklik werk met die wet van die Here, prakties in jou lewe as gelowige elke dag, dan besef jy baie gou, daar is nie sprake van, daar is nie eens 'n moontlikheid, dat ek 'n bydrae kan maak op enige manier tot my heil en my saligheid nie. Inteendeel, ek maak dit ver erger, deur te dink ek kan 'n bydrae maak. Nee, die wet is bygevoeg weens die oortreding. Ek is van nature 'n sondaar. Ek het nie net erf sonde nie. Ek erf nie my voorouers se sonde nie. Ek het hulle natuur geërf. Gaan kyk 'n bietjie in die Heidelbergse Katekismes. Ek is in my wese, ek is in my kern, is ek dood. Nou, 'n dooie mens kan nie iets vir homself doen nie. Die saad aan wie die belofte gemaak is, skryf Paulus, is baie duidelik enkelvoud. Hy gaan daarop in, en ek dink dit vat ons altyd terug na Genesis 3 toe. En ek sal vyandskap stel tussen jou, die woorde van die Here, vir die duiwel. Ek sal vyandskap stel tussen jou en tussen die saad van die vrou. En daardie saad is natuurlik Christus. Die wet het dus 'n tydelike doel gehad. Die Here het nooit bedoel dat die mens deur middel van die wet homself vir God op 'n manier aanvaarbaar sal maak nie. Daar's niks meer verkeerd. Ek dink mense beleef 'n gereformeerde erediens as vreemd. Kyk, dit is so, dit word net nie meer vandag gedoen in eredienste dat mense gekonfronteer word met hulle sonde nie. En ek praat nie net van een sonde nie. Jy weet, jy sal hoor dat as daar gepreek word vandag, dan sal daar dalk gesê word, jy moenie iemand doodmaak nie. Of jy moenie egbreek pleeg nie.
Jy moet getrou wees aan jou vrou. Sê nou maar die preek gaan oor die gesin. Jy moet getrou wees aan jou vrou. Jy moet jou kinders grootmaak op daardie trant. Jy word nie gekonfronteer met in jou diepste wese, na jou aard, na jou natuur, is jy sondaar wat nie jouself kan red nie. Besef jou hopelose situasie en gryp vas aan jou enigste redder en heiland, en dit is Jesus Christus nie. So, daar word nie ver genoeg gegaan nie, want die wet word net 'n morele plig gemaak. Dit is nie meer die wet van God wat die sondaar konfronteer met wat die sondaar werklik is in sy diepste wese nie. Die doel was om die mens te laat besef hoe groot sy ellende en sy sonde werklik is. So besop vir, dit klink asof die persoon sê in die preek of in die oordenking, kyk, hy is teen sonde, dis duidelik hy is teen sonde, maar dis baie oppervlakkig. Daar's nie die diepte nie. Daar's nie dat jy vir jouself sê, maar werklik ek kan niks vir myself doen nie. Ek is waar Paulus sê in Romeine 3, ek is 'n elendige mens, wat gaan van my word? Wat gaan van my word? Die wet is bedoel om die mens by die punt te bring, dat hy moet besef, hy het iemand nodig. En kyk, die Bybel gee vir ons die antwoord, soos wat ek nou aangetoon het in die afgelope Sondagse preek uit Sondag 6 uit. Die Bybel kom en baie hard en duidelik, ek wil amper sê, skree dit uit. Ons het 'n antwoord, en die antwoord is Jesus Christus. Daar is nie nog 'n moontlikheid nie. Ons het byvoorbeeld gekyk na die profiel, die profiel waaraan die redder moet beantwoord, en dit is 'n onmoontlike profiel. Dis 'n profiel wat net God aan kan voldoen. Die mens kan nie daaraan voldoen nie. So die wet dien uiteindelik die evangelie. Ek dink ek sê dit nou op 'n baie treffende, mooi manier, as ek sê, die wet dien eintlik die evangelie. Die wet moet kom voor die evangelie. En daarom het die wet nog altyd 'n plek. As ek sendingwerk doen, is een van die boustene van my evangelieverkondiging is juist die wet. Want ek weet, die mense moet besef, hulle het 'n redder nodig. Hoe gaan hulle dit besef? So, die belofte waarvan Paulus melding maak, is die verlossing. God beloof verlossing. Die seën wat bedoel is vir die wêreld, is natuurlik die saad van Abraham. So God kom en hy beloof aan ons dat hy gaan ons verlos. Hy beloof vir die wêreld 'n seën, en daai seën wat hy vir die wêreld bedoel is die saad van Abraham, daai enkelvoud saad wat wie ons ken as ons Here. Die wet is gegee om die mens na die verlossing toe te dryf, as dit ware soos beeste wat jy in 'n drukgang injaag. Is die wet die drukgang wat ons na Christus toe druk. Die verlossing wat die saad van Abraham sal volbring. Wanneer die wet die mens laat besef dat hy is skuldig en hy die verlossing nodig het, dan het die Heilige Gees ons by die punt dat hy ons aan Christus kan voorstel. So ek wil nou vir jou sê, die Heilige Gees gebruik die wet. Dus dit moet so wees. Ons weet dat die Heilige Gees gebruik die woord van God. En die wet is tog deel van die woord van God. So ek kan nie verstaan dat mense die dinge sê wat hulle sê van die wet nie. Of hoegenaamd dink dat ons kan klaar wees met die wet van die Here nie. Beteken die woord totdat dat die wet nou nie meer nodig is nie. Totdat Christus gekom het, nou is die wet nie meer nodig nie. En ek sê dit baie keer so, ek dink dat mense hoor ek sal baie keer ook die volgende argument hê, hulle sal sê, maar die wet is vervul. En dan verstaan hulle, onder die wet is vervul, die wet het verval. Christus het die wet vervul, Christus het die wet 100% reg uitgevoer.
Dit beteken, die wet is gedoen. Christus het die wet vir my gedoen. Dus maak dit nie nou saak, dat as ek die wet oortree nie. Want Christus het 100% die wet gedoen. Dit maak nie saak, tot so 'n mate, maak die wet nie meer saak, dat ek eintlik kan sê, maar ek hoef nie eens meer die wet te lees nie, ook nie in my eredienste nie, die wet het nie meer betekenis vir my lewe nie, ek moet net glo in Jesus Christus, ek moet net weet dat Christus het vir my die wet onderhou. Met ander woorde, vervul beteken vir hulle die wet het verval. Dis nie wat die woord vervul beteken nie. Die woord vervul kan jy nie gelykstel met die woord verval nie. Die woord vervul beteken, Christus het die wet vir my volgemaak, ja, maar dit beteken nie dat die wet het nou weggeval nie. Die wet het nie meer betekenis nie. Die wet het nie meer vir my waarde nie. Die wet wys vir my ek is 'n sondaar. Die wet wys vir my ek moet nog daagliks die pad van afsterwe van die ou mens en opstanding van die nuwe mens loop. Die derde deel van die Heidelbergse Katekismes, die werk van heiligmaking, moet in my plaasvind, en die Heilige Gees gebruik die hele woord van God, 100% die Ou Testament en die Nuwe Testament, in hierdie heiligmaking van my as gelowige, en hy gebruik ook die wet. So, Christus sê ook, in sy eerste preek, jy weet, dink werklik mense lees nie die woord van die Here nie, of hulle lees het baie swak, hy sê ook dat hy het nie gekom om die wet tot niet te maak nie, maar om dit te vervul. Dit beteken ook dat ons kan nie nou maar net van die wet vergeet nie. Solank as wat daar 'n mens op hierdie aarde is, bly ons sondaars. En as ons sondaars is, het ons nodig om keer op keer terug te gaan na Christus toe. Ek doen elke dag sonde. Ek moet elke dag vergifnis kry vir my sonde. Hoe lank gaan dit vat? En dit lyk vir my, as ek so kyk na die wêreld om my, vat dit nie vir mense baie lank, as hulle nie meer die wet hoor nie, om te dink, ag, net so lank ek in Christus glo, maak dit eintlik nie saak wat ek doen nie, wat ek sê nie, wat ek dink nie, hoe ek leef nie, of ek saam met iemand bly en of ek in die huwelik is, dit maak nie saak nie. Want Christus is daar om vir my ou foutjies versoening te doen. Hulle dink eintlik, dink die deursnee mens, dat sonde is glad nie meer 'n faktor nie. Ek is in Christus, ek is 'n koninkrykskind, ek het regtig nie meer nodig om aandag te gee aan sonde nie. Sonde is irrelevant, danksy Christus. En dit skep 'n baie oppervlakkige Christendom. Dit skep 'n Christen wat eintlik nie baie anders te lewe as wat 'n heiden of 'n ongelowige lewe nie. Inteendeel, sommige van hierdie mense lewe erger as die heidene, omdat hulle so 'n geweldige oppervlakkige besef het van hulle eie sonde, terwyl hulle dink hulle is baie kundig oor Christus. Om werklike kundigheid te ontwikkel, of insig te ontwikkel in wat Christus vir jou beteken en vir jou gedoen het, gaan lees 'n bietjie die wet. Dus niemand wat erns maak met die wet van die Here kom by die punt anderste as dat jy sê, maar dit is ontsaglik, dit is wonderlik wat Christus vir my gedoen het. So die eerste rede hoekom ons dan die wet ondergeskik aan die geloof, is die wet ondergeskik aan die geloof. Die wet is nie bedoel om die mens te verlos nie. Christus het gekom om die mens te verlos. En die tweede rede hoekom die wet ondergeskik is aan die geloof in Christus is omdat die wet middelaars nodig het. Ek sê dus nie dat die wet is meer as geloof nie. Die wet
die wet dien, dat ons uiteindelik ook by daardie punt kom, dat ons in Christus kan glo. Die wet is nie meer as die geloof nie. Die wet is ondergeskik, omdat die wet het middelaars nodig gehad, en hierdie is baie interessant. En dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. Nou, hoe het dit gewerk? Paulus, as hy hier skryf, dink aan dit wat gebeur het toe God sy wet op Sinaï berg gegee het. Julle sal onthou dat die volk het op 'n afstand bly staan, en nou gaan God sy wet gee, maar om sy wet, Moses kan nie gaan en die wet van God uit God se hand uit gaan vat nie. Hoe gaan Moses dit ooit oorleef, om die wet uit die hand van die volmaak heilige God te ontvang? En daarom het God sy wet gegee vir sy gehoorsame en volmaakte engele. Die engele wat volmaak was, hy gee vir hulle, sy gehoorsame engele, gee hy sy wet, en hulle vat sy wet, en hulle gee die wet vir Moses. En Moses vat die wet, en hy gaan gee dit vir die volk. Hy maak het aan die volk uiteindelik bekend. En dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. Miskien voel jy, maar kan ek regtig sê dat daardie gehoorsame engele wat in God se teenwoordigheid is volmaak? Is nie net God volmaak nie. Maar dink nou aan dit van die ander kant af. As daardie engele nie volmaak was nie, hoe sou hulle in die teenwoordigheid van God kon kom? Die volmaak heilige God. Hulle kan tog nie onvolmaak wees en in die teenwoordigheid van die volmaakte God kom nie, want hulle sou nie in sy teenwoordigheid kon bestaan nie. En daarom is hulle, die gehoorsame engele, besondere middelaars na Moses toe, want dit is toch so dat hulle is nie God nie, hulle is ook skepsels nie, hulle is nie soos God ewig nie, en daarom kan hulle vir Moses die wet gee, en kan Moses uiteindelik die middelaar wees, dat die volk die wet kan ontvang. Let op hoe God hier voorsiening maak, let op sy wysheid, let op sy insig, let op sy kennis, let op sy beplanning, let op sy sorg, sodat wat hy hier spandeer in die gee van sy wet, sodat mense uiteindelik kan besef wie ons as mense is. Dit is oorweldigend. Dit is ontzagwekkend. As jy so daarna kyk, en dan besef jy maar, wat 'n God, wat 'n wonderlike God dien ons nie, wat so voorsiening maak, wat soveel insig het. En toe God die belofte aan Abraham gegee, dis die belofte van verlossing, en van uiteindelik die seun wat hy vir ons gaan beskik, in die saad wat uit Abraham sal voortkom, was daar nie 'n tussenganger of 'n middelaar nie. God het direk met Abraham gepraat en die belofte aan hom gegee, en onthou nou, Abraham is die vader van die gelowiges, en Paulus wil juis vir ons sê, dat die wet is nie die pad van redding nie, geloof is die pad van redding. So, dit beklemtoon weer eens dieselfde gedagte van Abraham en geloof en die pad van redding, teenoor wetsonderhouding. Die wet het 'n plek, 'n belangrike plek, ek dink die punt is gemaak vanaand. Maar hy sê steeds dieselfde belangrike ding, en dit is dat Christus verlos ons, die wet het 'n doel in die sin van, dit lei ons ook na Christus toe, dit dryf ons na Christus toe, dit is die drukgang wat ons by hom uiteindelik uitbring. So die wet is nie soos die belofte is eerstaans, God gee dit vir Abraham. Die wet is eintlik engele, Moses en dan uiteindelik die mens. Nee, of mens dalk eerder sê, God, engele en dan Moses en dan die mens. Daar was 3 in daardie roete.
So dit wys weer eens vir jou op die belangrikheid van geloof. Goed, dan en die middelaar is nie net vir een nie, maar een is God. Hierdie is dalk die moeilikste vers in die Nuwe Testament. As jy gaan kyk na al die kommentare, is daar nie eensstemmigheid oor hoe ons hierdie vers moet verstaan nie. Hoekom is dit so 'n moeilike vers? Want Paulus skryf baie kripties, hy skryf baie kort, hy gee nie 'n verduideliking nie. So hierdie vers is hoe Paulus geskryf het. Wil 'n mens nou sê, Paulus het hier 'n fout gemaak, dis hoe die Heilige Gees hom gelei het. Ek dink vir ons staan verder van Paulus af, ons Grieks is nie ons eerste taal nie. Ek wil eintlik sê, ek dink die beperking lê eerder by ons om hierdie vers te probeer verstaan. Goed, maar kom ons probeer om iets van hierdie vers te maak. So nou moet jy die hele konteks van alles wat ons nou al vanaand gelees het en wat gesê is, moet jy nou hier in gedagte hou. Dit gaan nog steeds in hierdie verse vir Paulus uiteindelik oor die kontras of die verskil tussen regverdiging deur middel van die wet en regverdiging deur middel van geloof in Christus. En ons weet, die enigste wyse van redding is deur regverdiging, geloof in Christus, nie deur die wet te onderhou nie. Ons weet hoekom hy hierdie woorde geskryf het. So hou dit nou die hele tyd in gedagte. In vers 19 het Paulus nog verder gewys op die doel van die wet. Ons het dit nou net gehad, dat die wet bedoel was om ons te oortuig van hoe groot ons skuld is, dat ons 'n verlosser nodig het. Hy het ook vir ons gewys dat die wet na ons toe gekom het deur middelaars. Ons het dit nou net gedoen. En die middelaar is nie een nie, maar God is een. Die woord middelaar, sou 'n mens hier dan sê, verwys logies terug na die middelaar waarvan vers 19 gepraat het. Die wet het tot die mens gekom deur middel van 'n middelaar. In die gee van die wet sê die Here hoe hy wil hê dat die mens moet lewe, wat hy reeds verlos het. En nou gaan dink 'n bietjie oor hierdie sin. God gee die wet vir die mens wat hy ook reeds verlos het. Dit herinner my baie sterk, hoe ek het vir julle kan verduidelik. As God 'n belofte gegee het, is daardie belofte seker en vas. Want hy is 'n ewige, onwankelbare God. As God die wet gee, dis so 'n belangrike sin, lees ons altyd met saam met die wet, die woorde, dat ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Ek het vir jou die verlossing gegee en daarom hier is my wet. En ek sê baie keer sê ek vir die gemeente, onthou, ek is nie uit Egipte land uit verlos nie, ek is deur God, deur middel van sy seun Christus verlos. So as ek daai woorde hoor, God kom en hy praat met my, wanneer ek sy wet hoor, dan weet ek is reeds verlos. En nou kom sy wet. So, in die gee van die wet van die Here, sê hy vir my, hoe hy wil hê, ek moet lewe, nou dat hy my reeds verlos het. Nou dat hy reeds vir my 'n middelaar gegee het. En hierdie middelaar is nie 'n menslike middelaar nie, dit is die volmaakte enigste middelaar. Die mens het egter die bedoeling van die wet verander. Die dwaalleraars verander die bedoeling van die wet. Hulle maak daarvan iets wat ons kan gebruik om onsself voor God te probeer regverdig. Soos wat mense die wet se bedoeling verander het, het die regverdiging nou voorwaardelik geword. Met ander woorde, jy kan eers gered en verlos wees as jy hierdie dinge doen. Nou, dit staan nie daar nie.
Daar is nie sprake daarvan nie. God kom tog baie duidelik en hy sê vir Israel in die Ou Testamentiese konteks, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land verlos het. Histories, nee, dis geskiedenis. Ek het dit reeds gedoen. Dit staan vas. Julle staan hier nie meer in Egipte nie, as hulle by Sinaï is om die wet te ontvang. Hulle is verloste mense. Die Farao met sy manne het in die see verdrink. Hulle is reeds verlos. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Dis ontsaglik belangrik dat 'n mens besef dat dit is 'n historiese daad. Dit het klaar plaasgevind. So as God met my kom praat oor die wet, dan sê hy vir my, nou dat jy verlos is, dit is wat ek wil hê jy moet doen. Dit is wat ek wil hê hoe jy moet leef. Dis wat ek in jou lewe wil sien. Jy moet my beeld op hierdie wyse vertoon. En ek hoop regtig dat as mense na die wet luister in 'n gereformeerde kerk, is dit wat hulle hoor. God stel eise en die mense moet daaraan voldoen om die regverdiging te verkry. Dit is die idee van die wetsgeleerdes, van die fariseërs, jy moet dus 'n prestasie lewer. Goed, wanneer so 'n ooreenkoms aangegaan word, is 'n middelaar dan nodig. Hier is twee partye. 'n meer direkte vertaling van vers 20 sê, sy eerste deel sal dan so lees, en die middelaar is nie van een nie. En die middelaar is nie van een nie. En daaronder verstaan John MacArthur en David Cusack dit as volg: wanneer net een party betrokke is daar nie 'n middelaar nodig nie. 'n middelaar is slegs nodig wanneer twee partye betrokke is. Dis baie logies. En daar voorwaardes teenoor mekaar gestel word. En dit is wat die mense van die wet gemaak het. Hulle die wet 'n lewenstyl gemaak van verloste, hulle die wet as lewenstyl van verloste mense gaan verander na 'n manier om verlos te word. In ander woorde, daar's nie meer twee partye nie. Jy kan dit dan mos nou self doen. En dan is daar nie meer 'n middelaar ook nodig nie, want jy red jouself. God skenk die verlossing uit genade. Wie nie die verloste se lewenstyl wil handhaaf nie, sê daarmee dat hy nie seker is of hy verlos is nie. Hy vertrou nie die Here se belofte nie en bring sodoende die oordeel oor homself. In ander woorde, dan sê jy daarmee, ek gaan dit self doen. Ek gaan myself red. Ek dink daai sin is 'n bietjie moeilik geformuleer. Mens kan dit maklik verkeerd verstaan. Wanneer Paulus dan sê, maar God is een, verwys hy met hierdie deel terug na dit wat hy reeds aangaande die belofte gesê het. Wat het God beloof? God het beloof verlossing, God het seën beloof, en die seën is die saad uit die nageslag van Abraham. God alleen het die belofte gemaak. Abraham het dit net gehoor en dit ontvang. Abraham het niks beloof nie. Abraham kon niks beloof nie. Abraham het net geglo wat God vir hom gesê het. Hy het ontvang wat God vir hom gegee het. God het vir hom 'n belofte gegee, hy is die ontvanger daarvan. Hy neem dit aan. Hier is nie 'n middelaar nodig nie, want hier word geen voorwaardes tussen twee partye gestel nie. As gevolg van die sondige aard van die mens is die belofte van God, naamlik regverdiging deur middel van die geloof in Christus, by verre beter as om die regverdiging deur middel van wetsonderhouding te probeer verkry. Want dit is in elk geval totaal onmoontlik. Regverdiging deur middel van die geloof in Christus bring vrede en rus. Terwyl as jy gaan probeer om jouself te regverdig, is daar nie sprake van vrede en rus nie. Goed, ek dink nie dit is so onduidelik gewees nie, maar kom ons praat oor hierdie gedeelte. Ek sal graag wil hoor wat julle insette is. Jy kan die chat funksie ook gebruik, en of daar dalk 'n vraag ook is. Julle is baie welkom om 'n stelling te maak of om 'n vraag te vra. Enige bespreking?
Goed. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek bid julle ook toe die seën van die Here in hierdie aand en ek vra dat julle saam met my sal afsluit met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, U woord is ryk en omvangryk. Ons lees soms verse in die Bybel wat werklik vir ons moeilik is om te verklaar. Maar dit is juist deel van die uitdaging. Dit is juist wat vir ons wys dat U is ook ver verhewe bo ons. Dat ons as mense is beperk. Baie dankie vir U woord en die evangelie in die besonder, dat U ons weer vanaand gewys het op die belangrike plek en funksie van die wet. Dat die wet steeds 'n doel het en vir ons van groot waarde en betekenis is. Maar dat U ook aan die ander kant vir ons gesê het, dat ons nie die wet 'n weg tot verlossing moet maak nie. Dat ons nie moet dink dat ons op 'n manier deur die wet 'n bydrae kan lewer tot ons verlossing nie, maar dat die wet ons reguit en duidelik wys op Jesus Christus, U Seun, as ons enigste verlosser. Gee dat ons dan op hierdie wyse baie duidelik die evangelie sal verkondig en dat ons die wet sal gebruik as 'n dienaar van die evangelie. Dat ons hieroor duidelik ook sal wees in ons bediening in hierdie wêreld. Ons bid dat U ons dan in hierdie nag ook sal seën, gebruik ook hierdie Bybelstudie in U diens en ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Ja, baie dankie dat julle vanaand ingeskakel het. Ek hoop dit is vir julle almal 'n baie mooi en 'n geseënde aand verder.